Ok, Genesis 1 vers 26. Genesis 1 vers 26, so bekend. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Baie interessant, né? En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. So, toe God die mens maak, nou, God se doel was om mense te maak om hom op die aarde te verteenwoordig. Né? Sê gou representation. Representation, verteenwoordiging is die groot doel van die mens op aarde. Sonde het daarna ingekom en al die goed, en na sonde is ons fokus om hemel toe te gaan, en wat ook al die goed het daarna ingekom, maar God se doel met ons was om hom op die aarde te verteenwoordig. Nou, daar's twee goed wat interessant is vir die verteenwoordiging van God. Nou laat ek eers gou dit sê, die koortjie, die vers wat ek nou genoem het, God het bedoel, God se hart is altyd om 'n familie te hê. Is dit reg so? Jy kan dit in Maleagi ook gaan lees. Die Bybel sê hy het 'n geslag gesoek, en die een wat die skade sou kom regmaak na die sonde was 'n seun, was sy seun, en toe maak hy ons mede-erfgename van sy seun. En hy noem Jesus ook, of die Bybel praat ook van Jesus as ons ouer broer ensovoorts. Sulke goed, so hy het mense gemaak om hom te verteenwoordig. Die Bybel sê baie duidelik, ek dink is een van die geslagsregisters, is dit die begin van Matteus of Lukas, waar hy praat van, gaan hy so op, en dan kom hy by Adam, die seun van God. Die seun van God. Nou, so, dit was God se hart gewees. So, toe hy die mens maak om hom te verteenwoordig, toe maak hy hulle man en vrou. Dit is baie interessant. Met ander woorde, of kom ek noem gou nog 'n ding, en die ander ding is sy beeld. Onthou nou sy beeld. Dis sy beeld wat hy hier skep om hom te verteenwoordig. So hy maak nie een mens nie, hy maak man en vrou om sy beeld te verteenwoordig. En die ander ding is wat hy hulle gee is heerskappy. Heerskappy. So na mate ons terugkom na die beeld van God toe, in daai selfde mate sal heerskappy herstel word. Koninkryk beteken heerskappy, né? Die mate wat ons terugkom na sy beeld toe sal heerskappy, dit wat Dion vanmôre van gepraat het, heerskappy sal herstel word na mate die beeld van God herstel word. Maar God sê nou, dis asof God sê, okay, ek het nou die job gedoen, maar ek het julle gemaak met die vermoë om nou julle self te maak. Né? Self voor te plan. Met alle woorde, ek het nou die job gedoen, en van die af kan julle self die job doen. So God het ons die vermoë gegee, maar dink mooi daaraan, wat is die intensie in die hart van God? Wanneer hy ons hierdie vermoë gee, wanneer hy man en vrou maak. Maleagi sê, God het 'n geslag gesoek. Hy het 'n geslag gesoek. Met ander woorde, die hart van God was dat die mens homself sal vermeerder en na sy soort voortbring, en dat hulle almal die geslag van die Here sal wees. Die beeld van God op aarde. Jy verstaan wat ek wil sê, né? My sal verteenwoordig, hom sal verteenwoordig op die aarde. Dit was sy hart gewees. Hy het hulle man en vrou gemaak, juis met hierdie doel. Sy doel was, sy beeld en gelykenis moet deur die mens uitgedra word.
En dit sou altyd wees deur 'n seun, en 'n seun is nie geslagtelik nie, dis man of vrou, 'n seun van God. Die term is ongeslagtelik. Jy weet Spreuke 30 vers 4 sê, wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in 'n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy naam en hoe is die naam van sy seun, as jy dit weet? Amazing, né? In Spreuke 30 kry ons al hierdie skrif. En so is daar ander profesieë ook in die Ou Testament na die seun van God. Toe sondig die eerste mensepaar en hulle kelder as dit ware die plan van die Here. Maar God kom onmiddellik en gryp in en sê vir hulle en vir die slang. Hy sê daar sal iemand kom, sy seun sal kom en die breuk herstel en mense terugbring na die beeld van die Vader. Onthou hierdie kwessie van die beeld van God. God het homself belê in mense wat sy beeld sal verteenwoordig, wat hom sal verteenwoordig en sy beeld sal uitdra, en toe maak hy hulle man en vrou met die vermoë om hulle self voor te bring. So dit was in die hart van God gewees, verteenwoordiging van homself op die aarde. Nou ek wil gou 'n bietjie met u praat oor die herstelproses van hierdie beeld. Die herstelproses van die image and likeness van God in die aarde. Romeine 8 sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, the manifestation of the sons of God. En daar's die woord sons, huios, volwasse seuns. Die openbaarmaking van die volwasse seuns van God, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Dis 'n Paulus sin daai. Né? En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het. Ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Hy het my en jou verordeneer, nie om koekies te bak op die aarde nie, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Sê gou amen, en dan skud jy jou kop so. As ons dit mis, is ons besig om God te mis. Is dit reg? Is ons besig om die doel van die hart van God te mis, as ons nie in die beeld van sy seun, en ons het eenvoudige taal daarvoor, if we don't come to sonship, as ons dit nie begin gevorm word daartoe nie, dan mis ons die oorspronklike beeld van God, sodat hy, kyk hierso, die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Hoor julle wat hy sê, alhoewel ons groot respek het vir God en al die goed, en ons vrees God met respek en so aan, en daar's geen familiarity en wat ook al nie. Sê die Bybel, ons gaan die broers van Jesus wees. Ander woorde, hy as eerste uit die dode, gaan die eersgeborene wees uit die dode, hy gaan die oudste broer wees. Ek en jy is medeseuns met hom en ons erf saam met hom. Wat ons nou gesing het. So dit is waartoe ons gaan kom. 1 Johannes 3 vers 1 sê, ons weet nog nie, daai selfe wat ek nou genoem het, van behold what manner of love, dan sê hy, ons weet nog nie wat ons sal wees nie, maar een ding weet ons sal aan hom gelyk wees, wanneer hy kom, want ons sal hom sien soos hy is. So dis waarvoor ek en jy bestem is, om gelykvormig te wees aan die beeld van die seun van God, wat uiteindelik beteken, ons gaan soos ons broer wees. So ons gaan God se familie wees,
en die beeld gaan herstel word soos wat God dit altyd wou hê. Onmiddellik, toe hierdie ding gebeur, toe tree God onmiddellik toe en hy sê, ek sal herstel bring, want my doelwit was, my hart was, my beeld op die aarde, my verteenwoordiging op die aarde, ek sal dit terugbring na dit toe. Jy sê, nou moet ons gaan kyk, wat is ons eskatologie, wat is ons verwagting van die eindtye en al die goed. Ek sien die ouens gaan nou taamlik mal op die TV met al die verwagtinge nou met die Feast of Trumpets en so aan en so aan. Ons moet gaan kyk, wat is ons verwagtinge en wat is God se verwagtinge. God wil ons terugbring na die volheid van die beeld van sy seun. OK, en die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Ons het laasweek so 'n bietjie daaroor gepraat. Nou goed, God kom en hy stel dadelik die terugkeer na die oorspronklike plan, na sy beeld. En hoe stel hy dit? Hy stel dit, onthou nou, hy kom by die vervalle mens, en onmiddellik stel God dit as 'n hoop in die toekoms. Hy sê daar sal weer herstel wees, maar dit sal vir julle 'n hoop wees waarheen julle sal lewe en sal strewe en sal wat ook al. Dit sal vir julle, ek stel dit vir julle, verskoon my woorde in die verte, maar ek stel dit vir julle daar as 'n hoop om herstel te word na die beeld en gelykenis van wat moes gewees het. Hy stel dit as 'n hoop en met die finale en volmaakte bereiking. Luister mooi, die finale bereiking van hierdie hoop sal wees die verandering van ons liggaam. So die eindproses, die heel eindproses, die ding wat laaste moet gebeur op ons herstelpad is die verandering van ons liggaam. So maak nie saak wanneer jy wedergebore word nie, jou einde, my einde, ons doel is gelykvormigheid aan die beeld van die Seun van God. Die proses sal beëindig word, ons sal daar kom die dag wanneer Jesus terugkom en ons liggame verander word as jy nog lewe, of jy word opgewek met 'n verheerlikte liggaam. Kom ek lees dit vir u weer. Vers 23, en nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstlinge van die Gees het, ons gaan nou daarna kyk, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Die laaste een is die verlossing van ons liggaam, dis die finaliteit van ons hoop, wanneer ons eendag weer herstel sal wees in die beeld van God. Nou, in die proses bring God die Heilige Gees in. En die Heilige Gees is die agent van verandering. Ek vat nou 'n klomp goed saam tegelyk, so ek gaan nou kort woorde gebruik. Dis die agent van verandering, en ek sal nou vir u wys, daar's 'n skrif wat die Griekse woord letterlik beteken, dis soos 'n deposito. Dis soos 'n deposito, of wie van julle onthou nog lay-by? Maar nou nie so heilig lyk nie, julle het almal lay-by gekoop. OK, 'n lay-by, met ander woorde, God sê, luister, ek gaan terugkom, ek gaan julle verander, dis 'n hoop wat ek vir julle stel. Dis julle hoop, en die finale deel daarvan is die verandering van julle liggaam, maar om hierdie ding te bewerk in julle, gee ek vir julle 'n down payment, 'n deposit van my Heilige Gees. Dis hoekom 'n kind van die Here kan nie sonder die Heilige Gees gaan nie. Ek weet nie hoekom ouens nog so beklei en fight en al rondom, jy weet, ouens probeer, ek luister baie keer op die radio en so aan, hulle probeer die vervulling en die volheid van die Heilige Gees so sugarcoat dat dit nie regtig die ware ding, julle verstaan wat ek bedoel. Mense wil nie oor hierdie goed direk praat nie, mense moet gepaai word om te dink, ja nee, dis maklik en dis lig en is al die goed en so aan. Nee, ons het die vervulling met die Heilige Gees nodig. Daar kan jy weer amen sê. Ons het dit nodig elke dag. As die Gees van die Here die agent is en so baie hiermee te maak het, dan is dit net common sense dat ons sy volheid in ons nodig het. So God stel die saak en dan sê hy, maar jy kan dit nie alleen doen nie, jy kan dit bereik deur die hulp van my Heilige Gees wat ek in jou gaan sit. 2 Korintiërs 5, want ons weet
dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook, daar's die sug van net nou, né? Dis die werk van die Heilige Gees. Sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. So ons het die Gees wat hierdie yearning in ons bring, né? En dan sê die Bybel ook baie duidelik, soos Jesus deur die Gees van God opgewek is, so sal ons ook verander word deur die werking van die Heilige Gees. Né? Onthou hier Romeine 8, die liedjie wat ons altyd sing het, vers 11, if the same spirit that raised Jesus from the dead dwells in you, he will quicken your mortal body. Né? Sal hy julle sterflike liggame lewend maak. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Kyk hierso, want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word, en dis die einde van die proses. Nou, ons wil God se wil gedoen sien, ons wil God se voorneme van Eden wil ons weer herstel sien. Ons wil ons sien in die beeld van die Seun van sy God, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het. Toeberei, ken nie die term toeberei, dis 'n mooi term. Hy wat hierdie hele pakket saamgestel het. Nou, dis soos die ding wat sy brood bak, as hy nou sou suurdeeg gebruik. Dan God hierdie hele ding gevorm vir die brood om gebak te word, en dan druk hy 'n stukkie suurdeeg daarin, om die proses by sy finaliteit te bring. Julle verstaan wat ek wil sê, né? En dis hoe God die Gees van die Here in ons gegee het. Hy het ons toeberei. Hy wat ons vir hierdie verandering toeberei het, is God wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. As deposit toe, as down payment. Kom ons lees 1 Korintiërs 15, daar kom hy blaai los. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, soos ook die aardse mense, en soos die hemelse mens is, soos ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Nou onthou nou, dis baie belangrik, hy praat hier van twee fasette, of jy kan twee fasette daarin lees. Soos ons die beeld van die aardse gedra het, kan beteken BC, jou BC days, né? Ongered. En nou sal ons die beeld van die hemelse dra wanneer ons wedergebore word. Maar hierdie hoofstuk gaan eintlik oor die opstanding, die finaliteit. So ek dink hy verwys daarna meer. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie die verganklikheid nie. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, wanneer hierdie proses afgehandel is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Die dood is verslind. Nou dis die final. Die dood, daar is nie meer dood nie, al hierdie goed is gone. Ons is terug by waar Adam was, by die beeld van God, ons is aan hom gelyk, al die goed verheerlikte liggaam, ensovoorts. Dis die finaliteit. Maar nou is die probleem, op pad sein toe, op pad daarna toe, dis die stuk waarna ons moet kyk, hoe gebeur dit, en hoe geskied dit. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood, nou ek wil jy moet nou baie mooi saam met my dink. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Met ander woorde, hy stel dit baie duidelik, dat finaliteit van ons oorwinning gaan eers wees wanneer ons liggame verander word. Né? Wanneer ons 'n verheerlikte liggaam kry, wanneer ons saam met hom gaan wees, wanneer hy terugkom. Al hierdie goed, dit is baie duidelik, dis dit. Vers 56, die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Nou let nou mooi op, ek wil jy moet vanmôre baie mooi verstaan, bly nou saam met my. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? So sal die dood finaal dan oorwin. Maar nou kom en hy sê,
Die angel van die dood is die sonde. En die krag van die sonde is weet. Met ander woorde, nou kan ons sê, as ons dan nou teruggekeer het, as ek wedergebore word, dan is ek mos nou vry van sonde. En ek is vry van die wet. So ons kan nou sê, mense kan nou sê, as ek wedergebore word, dan is ek mos nou terug waar Adam was. Luister mooi, ek wil jy moet vanmôre mooi verstaan, want daar's ouens wat hierdie goed sê en wat stupid goed sê en wat mense verwar. Byvoorbeeld, mense sê goed soos, sorry nou, susters, maar mense sê goed soos, maar as ek dan wedergebore is, dan hoef ek mos nou nie meer geboortepyne te hê as ek kinders baar nie. Verstaan jy wat 'n stupid stelling dit is? Behalwe as jy nou regtig geloof het om dit nou te oorwin. Julle hoor wat ek sê, skiet om so iets te sê, maar dis baie keer hoe mense die goed gryp en dit buig. Ons is nie by wedergeboorte terug waar Adam was nie. Ons is nie by wedergeboorte, het ons nie die finaliteit nie. Hoor jy wat ek wil sê? Verstaan jy? Jy kan nie sulke stellings maak nie. As ons sulke stellings maak, dan kan ons mos van mekaar sê, okay, nee, dan ons mos nou terug waar Adam was, dan kan ons ook mos nou sonder klere in die tuin rondloop. Ek bloos om hierdie goed te sê, maar ek wil hê jy moet verstaan. Stupid. Dit maak nie skriftuurlik sin nie. Hoekom? Want op ons pad daarna toe het ons nog 'n siel om mee te deel. Jy het nie die volheid as jy wedergebore word nie. Ons is nie terug by Adam nie. Ons het 'n reis en in daai reis, R-E-I-S, nie die Engels hier nie, moet ons verander word na die beeld van die Seun van God. Nou moet jy die siel, en daar's nog steeds versoeking, en daar's nog steeds vlees, en die vleeslike natuur, as jy dit wil doen, maak nou nie saak wat jou terme is nie. Hierdie goed is nog steeds daar, en jy gaan moet leer om dit te oorwin tot by die volheid. So ons kan nie nou die goed doen wat Adam gedoen het nie. Jy kan dalk 'n appel eet as jy wil, maar jy kan nie die ander goed doen nie. So as dit ons terugkeer was, dan kan ons al hierdie goed gesê het, maar ek en jy het nog steeds 'n siel waarmee ons moet deel, wat tot by die finale gebring moet word. Ok, nou kom ons kyk na die rol van die siel in hierdie proses. Die rol van die siel. Omdat ek en jy 'n drieledige mens is, as dit die regte woord is, gees, siel en liggaam, kan ons nie net na wedergeboorte leef asof ons nou weer terug is in die gees nie. Ok, verstaan nou dit, né? Daarom het God sy gees in ons gesit om ons te help om vanuit die gees, sê gou vanuit die gees, vanuit die gees die siel te verander, die denke te vernuwe, om dit ook op die golflengte van God te bring. Met ander woorde, die gees gaan dit wees waardeur ons verander word en eventually finaal ook verander word. Ons kan egter nie wag, luister mooi my broer en suster, ek wil jy moet mooi verstaan, ons kan egter nie wag tot die dag van ons volle verlossing, om hom eers te verteenwoordig en te weerspieël nie. Hoor jy wat ek wil sê? As jy wedergebore word, dan kan jy nie sê, nee jong, ek is nog, ek kan nie nou God verteenwoordig nie. Van die dag dat ek en jy wedergebore word, is ons hier om God te verteenwoordig en om sy verlossing te weerspieël. Van die dag van wedergeboorte af, moet ons hom aan ander wys en demonstreer. So ek wil nou vir die begin sê waarheen ek gaan. Ongelukkig is ons eie lewe, wanneer jy wedergebore word, is jou eie lewe nog onder konstruksie. Verstaan jy dit? Omdat jy aan hierdie siel werk en jy met hierdie perde deel, is jou eie lewe nog onder konstruksie. Jy's nie volmaak by wedergeboorte nie. Ons het dit nou baie duidelik gesien. Ons lewe is onder konstruksie en daarom is daar baie keer soveel kritiek vanuit die wêreld en vanuit nie-Christelike oorde tot sogenaamde Christene. Ek sit nou die dag met 'n ou en deel, en die ou is in trane en goed, en dinge in sy lewe loop nie lekker nie, en hy sê vir my, hy sê, ek kan nie glo,
dat mense, want ek praat met hom oor sy eie geestelike lewe en laat hy dit moet regkry en so aan. Hy sê vir my, weet jy, ek kan nie, want ek kan nie glo dat mense wat die goed aan my doen en aan ander doen, hulle is in die kerk en hulle sê hulle is by die Here en hulle is hierdie groot Christene. So dikwels kry jy hierdie aantuigings en goed. En dit kom na ons kant toe. Nou wil ek dit sê, ek maak dit nie reg nie, maar ek verstaan wel die probleem en ek gaan nou vir u wys. Maar daar's baie keer, ons moet verstaan, ons eie lewe is nog onder konstruksie. Is dit reg so? Nou kom ons gaan kyk na daai faset. En dis hoekom die Bybel ons leer, baie duidelik leer, ons moet deur die Gees lewe. Deur die Gees lewe. As jy deur die Gees lewe, sal dit jou help om in sekere situasies die regte keuses te maak en die regte besluite te neem. As jy kan leer, daarom sê ek weer, ons moet, wanneer mense tot bekering kom, moet ons baie meer maak van die Heilige Gees. Hulle moet die inwonende krag van die Gees van die Here en die leiding van die Gees van die Here leer ken van geboorte af, geestelike geboorte af. Dis so belangrik. Maar nou, kom ons, toe ek nou met hierdie persoon praat, toe kom die prentjie by my op van 'n spieël. Van 'n spieël. Kom ek verduidelik gou vir u. As ek en jy, as ons lewe 'n spieël is, né, ons moet nou God weerkaats. Ons moet God demonstreer, voortbring, verteenwoordig. As my en jou lewe 'n spieël is, dan sal hy nie dadelik die volmaakte beeld van God voortbring nie. Die oorsprong van die weerkaatsing, naamlik God is volmaak, maar die spieël self het nog onsuiverhede in. Verstaan nie wat ek wil sê? Die spieël self het nog knoppe en bulte, die spieël self het nog goed wat die beeld distort. So die beeld kom nie suiwer deur nie. Dis 'n distorsie van die oorspronklike wat by die ontvanger van die beeld uitkom. En hierdie distorsie kan verskeie redes hê. Luister gou mooi, verskeie redes of oorsake. Een kan wees bloot omdat ons nog aan die verander is, ons is nog nie volmaak nie, ons is nog nie volwasse nie. Maar broeder en suster, luister nou mooi. Daarvoor is dit nog fyn, ons leer nog en ons word, maar dis hoekom baie keer sê ek, die dinge wat jy doen en so, noodwendig is nie die probleem nie. Die probleem is, wat is die rigting waarheen jy op pad is? Dis wat saak maak. Dis die belangrike ding. Waarheen is jy op pad? Is jy op pad na die beeld van die Seun van God? Of is jy maar net hier om jou eie ding te doen en jouself te bevoordeel? Jy kry mense, luister mooi, wat wedergebore word, of so genaamd, maar of nooit die boodskap van die redding van die siel en die vernuwing van die denke hoor en verstaan nie, of net nie worry om te verander en gelyk te word aan die beeld van die Seun van God nie. Daarom kry jy baie keer dat mense sê, ek het die Here aangeneem ensovoorts, maar sy karakter kom nog deur in sy lewe. Hy is nog steeds 'n kroek of wat ook al, of 'n skelm of baie van die goed, en dan sê mense, ek kan nie glo dat Christene dit doen nie. Ek kan nie glo nie, as dit is hoe Christene lewe, dan wil ek niks met die kerk te doen hê nie. Julle hoor wat ek sê. En miskien het baie van julle al hierso seer gekry deur mense wat sogenaamd heilig is, want Christus is so aan. Maar verstaan waaroor dit gaan. Baie ouens worry nie om die beeld van God te weerkaats nie. Met ander woorde, in kort gesê, hy werk nie aan sy siel nie. Hy kom tot bekering, of hy's wedergebore, en hy's in die kerk en al die goed, maar daar's nooit die proses van heiligmaking in sy lewe nie. Nou kom ons gaan kyk wat die woord hieroor sê. Hulle gee nooit aan die spieël aandag nie. En die verandering van hulle lewenswyse en die proses van heiligmaking wat behoort te volg na wedergeboorte, vind nooit plaas nie. Jakobus 3:18, ons het hierdie vers laasweek behandel, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Kyk gou wat sê die Amplified. Kobus het dit gister op die groep gesit, en dit was vir my so mooi. And the harvest of righteousness
of conformity to God's will in thought and deed. Daar's die proses van heiligmaking. Is the fruit of the seed sown in peace by those who work for and make peace. En nou gaan hy die peace verduidelik. In themselves and in others. That peace which means concord, agreement, and harmony between individuals with undisturbedness, kyk nou hierso, in a peaceful mind, free from fears and agitating passions and moral conflicts. Daar lê die probleme van die siel. Free from fears, agitating passions, moral conflicts. Daai goed moet jy stelselmatig begin oorkom in jou groei. Hoor jy wat ek sê? Anders sal jy ook gebrandmerk word as 'n Christen wat en al hierdie goed en al hierdie kritiek kom. Met ander woorde, jou spieël is dalk nog nie die volmaakte produk nie, maar die vraag is, waarheen is jy op pad? Waarheen is ek en jy op pad? Is ons op pad om gelykvormig te word aan die beeld van die Seun van God, om verander te word in ons siel en dit te ons denke te vernuwe, of kan ons maar net nie worry nie? Ons is maar net hier om die Here te dien. So sê ons. 1 Petrus 1. Sulke mense vermy of is onbewus van skrifte en opdragte soos die volgende. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig, wat is die woord? OK. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Jy weet, God se taal is vir my so mooi. Die Here stel dit, en hy sê eintlik, ek gaan dit nou in my woorde stel, die Here sê eintlik, jou eindproduk is ek, en ek is heilig. Ek hoef nie meer heilig te word nie, maar jy moet heilig word. Maar daarom sê ek vir jou, wees heilig, want soos ek heilig is, so moet jy heilig word. So, jou hele lewe, jou hele proses, en dis hoekom belydenis so belangrik is. As jy 'n belydenis maak vandag, dan moet jy sê, thank you God, I am holy. Al is jou spieël nog knopperig. Dankie dat ek kan heilig wees. Hoekom? Want jy's op pad, jy bely wat jy nog nie is nie. Maar jy bely waar jy heen gaan. Dis nie wishful thinking nie. Dis nie om mense te bedrieg nie, dis belangrik dat jou ore sal hoor waarheen is jy op pad, dat jou siel sal hoor waarheen is hy op pad. En hy sê, God sê, hy sê jou eindproduk is ek, maar wees heilig soos wat ek heilig is, daarom moet jy in jou hele lewenswandel heilig word, of whatever hy gesê het. Word, die woord beskryf proses, praat van proses. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Met ander woorde, in enige stadium of tydstip van jou lewe, is jy besig met heiligmaking, en is jy in die plek van heilig wees. Ons het ons nou hierdie lelike goed onder ons, dan sê ons, ag, jy dink alweer jy's heilig, jy dink jy's volmaak. En daai mooi skrifterme het sulke lelike betekenis gekry, omdat ons altyd hierdie houding het. Ons houding keer baie keer die krag van die woord in ons lewens. So ons is besig, ons is op pad, ons bely ons is heilig, ons is op pad na heiligmaking, en as ek droog maak, wat is my skild en my panser? Repentance. Die probleem is, as ek droog maak en ek worry nie eers meer om te repent nie, dan het dit bietjie laat geword. En dis waar baie sogenaamde kinders van die Here is. Maar ons skuld is repentance, ons uitkoms is repentance, ons lewe 'n lewe. Jy sien, jy kan nie 'n lewe van heiligmaking leef as jy nie die attitude van repentance het nie. Dis 'n kwaliteit in 'n mens wat besig is om na God toe te beweeg, en God se einddoel moet daai goed, daai gesindhede in jou lewe wees. OK, hulle probleem is nie ten grootste een van onheiligheid nie, alleen nie.
Maar eintlik in wese is dit 'n probleem van ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid. Kyk wat sê Jesus, Matteus 7. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. So jy kan besig wees om heilige goed te doen en jy kan besig wees om ongeregtigheid te doen. Is crazy, né? Jy kan besig wees met goed soos profeteer, duiwels uitdryf, wat se goed ook al. En jy kan besig wees om die merk te mis. Hoekom? Kyk nou verduidelik hy net hierna, en ek het nie al die versies hier onder die hele stuk nie, ek het net hierdie een versie bygesit. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Luister en dit doen. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Maar hy wat, met ander woorde by implikasie, hy wat na my woorde luister of dit hoor en dit nie doen nie, werk ongeregtigheid. Jy kan vanmôre hoor van heiligmaking as jy van hierdie punt af dit nie doen nie. As jy nie daai spieël van jou opvryf nie. As jy nie, if you're not coming to the fullness of the image of the Son of God, is jy besig om ongeregtigheid te werk. Jy kan hoeveel in tale praat as jy wil, jy kan hoeveel wat ook al, dit maak nie saak, jy kan duiwels uitdryf, jy kan profeteer, jy kan al die goed, if you're not coming to the final mark, you are working unrighteousness. It's sad, né? Dis hartseer, daarom is dit 'n geval van ongehoorsaamheid. 'n Geval van ons gehoorsaamheid. Ouens, ons moet kom by die verandering van ons siel en die vernuwing van ons denke. Kom ons gaan aan, ek gaan nou klaar maak, ek wil net hier 'n bietjie nog 'n skrif of twee noem. Daarom sê Petrus, luister mooi, daarom sê Petrus, die einddoel van ons geloof is die saligheid of redding van ons siele. Né? Die einddoel van ons geloof, daar waar ons die einde gaan bereik, waar ons gaan verander word, die einddoel is die saligheid, die einddoel van ons geloof is die saligheid of die redding van ons siel. Met ander woorde, ek moet my siel bring tot by volle verandering, my denke tot by volle verandering die dag as ek daar kom. Nou kan jy dalk vir my vra, miskien moet ek net dit ingooi. Jy kan dalk vir my vra nou, wat is ek nog die dag as Jesus kom nog daar by die stoel trek, op pad daar in die hoek toe? Ek glo dis waar grace opmaak. Dis waar grace opmaak, maar dit gaan bepaal in watter rigting jy besig is om te loop. Jy hoor wat ek sê. Jakobus sê, dis hoekom Jakobus sê, dis deur die sagmoedige ontvangs van die ingeplante woord. Deur die sagmoedige ontvangs van die ingeplante woord, wat ons hierdie woord in staat stel om ons siele te red. So die einddoel van ons geloof is die redding van ons siele. Dit gebeur deurdat ons met sagmoedigheid die ingeplante woord ontvang en hom in staat stel om ons te verander. Die proses van heiligmaking van die siel. Met ander woorde, die werk aan die spieël, om dit nou in my preek dinge te sit vir oggend. Ons verbeel ons hou nou kinderkerk, so ons praat van die werk aan die spieël, né? Die proses van heiligmaking van die siel of die werk aan die spieël en die gevolglike verbetering van die beeld wat ek van hom weerkaats. Luister mooi. En die gevolglike verbetering van die beeld wat ek van hom uitstraal, weerkaats, demonstreer. Is dis nie 'n keuse wat ek het nie. Sê gou vir die ou langs jou, dis nie 'n keuse nie. Maar dis 'n opdrag. Sê vir die ander ou, dis 'n opdrag. Al die vrouens like mos daai een. Ja. Dis 'n opdrag. Ouens, dis nie 'n keuse nie, dis 'n opdrag. Jesus sê, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie.
Ag sê gou net vandag I repent Lord. Dis nie 'n keuse nie, dis 'n opdrag. Luister mooi so, en dit word bepaal deur die beeld waarna ek self gegroei het in die gelykwording aan sy seun. Jy kan nie 'n beter beeld weerkaats of uitstuur as waartoe jy self gekom het nie. Maak dit sin? Jy kan nie 'n beter beeld uitstraal as wat jy is nie, tot waar jy gekom het nie. Daarom moet hierdie gedurende verandering daar wees. Die verandering en die skoonmaak van die beker, sê Jesus. Nou, laat ek my sin weer lees. Ek kan nie 'n beter beeld weerkaats of uitstuur as waartoe ek self al gekom het nie. Want Jesus stel dit so, hy sê die verandering en die skoonmaak van die beker moet eers van binne af gebeur. Binne af, so die mooiste beeld wat ek kan voorhou is dit wat binne is. Dis hoekom as jy die buitekant eers tackle, dan sê Jesus, ons is fariseërs. Sê gou amen of eina. Dan dis die gees van 'n fariseer om 'n beeld na buite te uitstraal, maar binne is hy nie daar nie. Jesus sê, dis tipies hierdie manne, hulle bid lang gebede op die strate en hulle doen die en daai en doen bring goed en so aan om mense te beïndruk, maar binne is hulle roofsugtige wolwe, 'n doodsbeendere. Dis 'n ernstige aanklag. Ons mag nie daar wees nie. So if you in church, you have to be changing. En ek praat nie van in die kerke gebou met 4 mure nie. Ek praat van as jy in die familie van die Here is, dan is jy onder konstruksie. Is dit reg so? En weet jy wat konstrukt jou? Weet jy wat bou jou? Is die woord. God bou deur die woord. God het die metode van sy woord gekies. Geloof kom deur die gehoor. En die gehoor deur die woord van God. Dis wat jou bou, dis wat jou verander, dis wat jou toerus. Dis wat jou voorberei, dis wat hierdie goed vir jou bring. So wat het die duiwel kom doen? Hy het gesê, ag, die hele wêreld is al preekproef. Wat help julle prediking? Luister, God het deur die dwaasheid van die prediking. Deur dwaasheid van prediking. God kies goed wat baie keer vir mense dwaasheid is. En nie die ways wat hulle dit sou doen nie. Ons sou dit 10-1 deur AI gedoen het. Maar God kies die ways wat vir ons nie altyd die vooropgestelde is nie. Maar dis die manier hoe hy werk. Die woord bou ons, die woord verander ons. Ouens, dis nie 'n keuse nie, dis 'n opdrag. Dis 'n opdrag. Ek moet hierdie spieël van my polish, want ek is hier, ek is gestel. Adam, my oupa was gestel om die beeld van God op aarde te verteenwoordig. Toe hy droog maak, toe sê die Here, maar ek gaan ingryp en ek gaan dit herstel. En ek en jy is, wat is daai woord wat hy gesê daar, Romeine 8, verordeneer. Ek en jy is verordeneer om weer terug te kom na daai beeld toe. Ons is verordeneer, ons is op die spoor gesit, ons is bestem, sê gou bestem. Ons is bestem, as ons dit nie doen nie, gaan ons op 'n ander stasie eindig. As die duiwel sien jy gaan dit nie doen nie, dan gaan hy jou daai ander ding oorgooi. Wat moet hy goed op die spoor? Signale. Wat moet hy goed daai? Is dit reg so? Daai goed wat hy trek en dan gaan die trein daai kant toe. Jy dink nog jy gaan daar toe, dan het hy al lank al die signale of die spoor getrek, dan gaan jy daai kant. Dan gaan ons die merk mis. Weet jy wat is die kernbetekenis van sonde? To miss the mark. To miss the mark. Dis die betekenis van die Griekse woord vir sonde. Dis nie 'n opsie nie, dis 'n opdrag. God wil hê ons moet verander, ons moet die siel. Hoekom? Want ons is hier om nie onsself uit te straal nie. En onsself voor te hou nie, ons is hier om hom te verteenwoordig. Kom ons staan en bid ons saam. Vanmôre ons moet voor die Here kom en miskien vanmôre sukkel jy met iets. Miskien sukkel jy met iets wat ouens vir jou gelabel het as dis kom maar deur jou karakter of dis maar jou geaardheid, jou persoonlikheid en jou pa was so en jou oupa was so of wat ook al.
baie goed wat mense sê wat baie keer wreed is en wat ouens op 'n syspoor bring, maar jy weet vanmôre ergens in op hierdie spoorlyn, ergens is daar uitswaai of 'n ding wat my keer, wat my vooruitgang keer. Ergens is daar iets in hierdie siel en persoonlikheid van my wat ek oorwinning oor moet kry. Ek wil vanmôre terwyl ons bid dat jy dit sal bring aan die voete van die Here. Dat jy dit vanmôre ernstig sal opneem en sê Vader, help my. Ek moet hierdie ding oorbrug want dit is besig om my getuienis van wie U is skade te doen. Miskien sukkel jy met 'n humeur, miskien sukkel jy met sulke tipe goed, maak nie saak nie. Kom ons bring dit vir oggend en ons neem 'n radikale vaste voorneme en sê Here, ek gaan hierdie ding na U toe bring en ek gaan oorwinning kry. Ek gaan oorwinning kry deur die Gees, die down deposit, die down payment wat God in my lewe gesit het, wat besig is om my voor te berei vir hierdie proses van verandering. Ek gaan oorwinning kry in Jesus naam. Kom ons hef ons hande op. En ons sê vanmôre, Vader, as 'n familie staan ons voor U. As 'n huisgesin staan ons voor U en die woord sê as een lid ly al die lede saam. Here, ons ly vanmôre saam met iemand wat dalk ergens 'n probleem het wat hy mee moet deel. Ons ly saam en ons bring dit voor U vanmôre se familie en ons sê nie my Vader nie, ons sê onsse Vader. Onse Vader wat in die hemel is. Laat U naam vanmôre geheilig word, geëer word, deurdat hierdie probleem opgelos word in die naam van Jesus. Want Here, ons is op hierdie spoor gesit om te groei. Ons is op hierdie spoor gesit om ons siele onder die leiding van ons Gees te bring waar die Heilige Gees van God woon. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Dankie vanmôre vir die begin van 'n pad van oorwinning in die naam van Jesus Christus. Here, ek wil bid dat ons versigtig sal wees hoe ons optree, dat ons versigtig sal wees wat ons praat, dat ons versigtig sal wees wat ons weerkaats, want ons is besig om God te verteenwoordig. Ons het mense rondom ons wat God soek, wat nie meer raad het nie, wat raad op is oor hulle situasies, en Here, hulle kyk na ons, hulle kyk na die kerk, hulle kyk na almal wat sê hulle is Christene. Gee ons vanmôre die wakkerheid, Here, daai besef van ons is besig om ons Vader te verteenwoordig. Here, laat ons sal versigtig wees met ons getuienis, is my gebed in Jesus naam. Amen.